Geloof is om aan te hou, om die een te vertrou, wat sê niemand en niks sal ons uit sy hand uittrek, niks kan ons skei van sy liefde nie, al voel dit soms vir ons, dat ons dit nie gaan maak nie. Kom ek verduidelik dit vandag vir jou met 'n pragtige verhaaltjie wat ek in 'n boek raak gelees het. 'n Man het eendag toestemming gekry dat hy oor die Niagara watervalle in Amerika 'n hoogspanning staalkabel kon span, waarop hy dan oor die Niagara valle sou stap, sonder om aan die kabel vasgemaak te word. Baie mense het gedink dit is onmoontlik en hulle het in groot getalle gekom om die waagals te sien wat so 'n onmoontlike taak wou aanpak. Tot almal se grootste verbasing het hulle die eerste dag 1 keer, 2 keer, 3 keer, 5 keer reg gekry. Die volgende paar dae selfs meer as dit, soos wat die kondisies dit toegelaat het. Om oor die Niagara watervalle te stap op 'n dunne staaltou was later ook nie eens meer vir hom 'n uitdaging nie en buitendien het die skare ook al hoe minder begin word. Hy het toe besluit om sy stappery 'n stappie verder te vat. Hy het besluit om vir homself 'n kruiwa te kry en om dan met die kruiwa oor die Niagara watervalle te stap. Ook dit het hy heel gerieflik en maklik reg gekry. Op 'n dag voordat hy begin stap het een van die toeskouers vir hom gesê: "Ja, maar dit is seker maklik vir jou wat nou al so baie keer oor die Niagara waterval gestap het om dit te doen en buitendien kan dit nie so erg en so moeilik en so gevaarlik wees nie." Die man het net daar gestop en vir die toeskouer gesê: "Maar as dit nie so erg is nie en is so maklik en ek het dit al so baie gedoen, kom sit jy in die kruiwa, dan stoot ek vir jou oor." Ja, ewe skielik is dit 'n perd van 'n heeltemal 'n ander kleur. Om op die kant te staan en om te sien hoe iemand so iets aandurf en om in die kruiwa te sit terwyl hy so iets aandurf, vra dat jy hom 1000% moet vertrou. Maar weet jy, as ek en jy so deur die blaaie van die Bybel blaai, dan is dit so interessant om te sien dat daar baie kruiwasitters is. 'n Abraham, 'n Josef, 'n Moses, 'n Dawid, 'n Nehemia en so kan ons aangaan. Dit is wanneer ek en jy soos hulle in geloof in die kruiwa gaan sit, ongeag van alles wat buite en rondom ons gebeur, dat ek en jy al hoe meer leer dat ons die God van die heelal volkome kan vertrou. Die ander realiteit van kruiwasittery is dat jy onverdeeld gefokus is op die stem van die een wat stoot, en dat daar niks is wat jou aandag kan wegfokus van sy stem nie, want jy leef op daardie oomblik in totale afhanklikheid van hom. Nog 'n voordeel van in die kruiwa te klim is dat jy die God van die heelal in aksie kan sien met 'n oopang mond. Dit is dan dat ek en jy agterkom dat hierdie dinge wat vir ons probleme en uitdagings is, eintlik vir die God van die heelal wat alles geskep het, sommer soos die kinders sê, easy peasy is. Die ander interessante ding van kruiwasitters is dat hulle nie gil en skree hulle lot bekla en die heeltyd veg teen die plek waar hulle is nie. Hulle besef as hulle dit doen, dan gaan daar groot moeilikheid kom. Nee, hulle sit soos muise met slippers in daardie kruiwa. Dis soos 'n man wat gefokus is op daardie golfbal, en as hy daai stok so terugtrek, dan is daar nie tyd vir praat en stories maak nie, dan fokus hy op die bal, en hy konsentreer om daardie bal reguit, raak en so lank as moontlik en ver as moontlik te slaan. Nou ek weet nie of jy dalk al vryval gedoen het of gebungee jump het of iets wat jou adrenalien vlakke sommer hemelhoog laat skiet het nie. Voordat en terwyl jy dit doen, is jy so bang, jy kan dit vir niemand vertel nie. Maar as jy klaar is, as jou voet op die grond is, dan gryp 'n bly jou aan die hart, wat jou vir ewig sal bybly. As ek en jy, soos Nehemia, saam met God, die uitdagings van die lewe aanvaar, hom vertrou en ons deel doen, dan beloof hy vir ons onuitspreeklike vreugde en 'n avontuur wat vir niks skrik nie. Kom ek en jy waag dit vandag om God 1000% met ons alles te vertrou. Die Here seën vir jou.